Owenkuil se Reserve Chenin Blanc met geure van sitrusbloeisels, kwepers en geel appels op die neus maak dit die perfekte pasmaat vir luukse disse soos 'n ryk kokosneut curry of seekos paella. Nou elke happie van hierdie klapper en blomkool curry is 'n drukkie in 'n bak, gevul met gesonde bestanddele. En alhoewel dit nie vleis in het nie, kan dit 'n heerlike hoofmaaltyd wees of jy kan dit as 'n interessante bygereg bedien by enige ander maaltyd. Nou as jy dit wil omskep in 'n vleisgereg, kan jy dan natuurlik net iets soos hoenderduie of hoenderfilette braai en dit dan ook later in die dis gebruik. Nou ek het begin deur heel eers die blomkool te stoom en dan dit met olyfolie, sout en peper net te geur en op daai selfde bakplaat kan jy dan die kekerertjies of chickpeas rooster in die oond. Nou myne is hier reeds klaar agter in die oond besig om te rooster. Nou dit gee net daai ekstra geur en diepte sommer dan ook 'n mooi kleur aan jou dis. Nou in my pan het ek om te begin met die currysous basis, braai ek dan nou natuurlik die eie, vars knoffel en die gemmer net so 'n bietjie in olyfolie en dan gaan ons nou die speserye wat jy gaan gebruik bysit. Nou dit is currypoeier, kumyn, koriander, borrie en rooi peper. 'n Ander alternatief is natuurlik ook iets om soos 'n currypas te gebruik waar al die speserye dan nou reeds jy dit in 'n pakkie koop en dan dit reeds gemeng is. Nou onthou dit is altyd belangrik dat jy natuurlik as jy jou speserye bymekaar voeg, dit in die warm pan en in die olie sit, want dit help met daai onthulling van die aroma en die geure. So hier gaan ek dit nou net so, ek wil net vir jou sommer een wys. En dan kan jy dit net so sien, daai lekker oliegeure, hoe meng dit. Nou, ek gaan nou al die ander speserye ook daarin voeg. Ek wil jou net gou vertel, die ander bestanddele wat ook by die sous dan nou gevoeg word, is natuurlik jou klapperroom, 'n blikkie tomaties, 'n bietjie groente aftreksel, en dan sodra daai speserye nou vir 'n minuut gebraai het, voeg ek dan nou die vloeistowwe ook by. Die sous gaan dan vir so rukkie prit, en dan as ek terug is, gaan ek jou van al die ander groente wys en vertel, en dit dan ook in die pot sit. So my sous is gereed. Ek wil net gou vir julle ietsie sê wat ek agtergekom het hier in die pot. Gewoonlik vat ek daai blikkie tomatie en dan ek wil nou die Engelse woord gebruik en sê blend ek die tomatie laat hy heeltemal glad is. So as jy daarvan hou, doen daai stap heel eerste. Andersins gaan hy nou lyk, dan sien jy so 'n bietjie van die tomatiestukkies hier binne. Nou die sousbasis het heerlik geprit en dit ruik baie lekker. Vir 'n groen kleur en vir ekstra tekstuur voeg ek so 'n bietjie van hierdie gesnipperde spinasie eerste ook in. Nou dit is net so dat dit bietjie daai groenerigheid gee, en dan kan jy natuurlik ook iets soos edamamebone insit of gevriesde ertjies. Nou die ander groente het lekker gerooster en is gaar, en dit gaan ons dan nou ook net in die pot insit. Nou jy doen dit versigtig en dan jy sit dit so heel stukke en dan moet jy dit mooi roer dat dit nou nie breek en so moeserig word nie. Maar nou maak seker die sous bedek dan die meeste van daai groente, dan ook 'n bietjie vars suurlemoensap en vir varsheid, en dan laaste 'n handvol gekapte korianderblare. Nou ek het nou baie gepraat, kom ek doen gou daai stappe vir julle. So hierso sit ek nou nog so 'n bietjie dink ek van hierdie spinasie in. En dan kan jy dit net so deurroer. Kyk, hy het mos nou nie baie gaar maak tyd nodig nie. Hy gaan met die hitte, gaan hy net so bietjie van daai kraakigheid verloor. En dan doen ek nou daai stap van die blomkool insit. Ek gaan so bietjie kroek en daai nou insit, want ek wil net vir jou al die stappe wys. En dan kan jy dit so roer gee, so 'n handjievol van jou bone, en dan, ek gaan nou die ander goed bygooi ook. Ek wil net vir julle wys, dat julle kan sien, en hier kan ons so 'n druppeltjie knertsie insit. En dan kan jy dit net nou so deurroer. Nou onthou, jy kan die geurmiddels aanpas volgens jou voorkeure. Dalk hou jy natuurlik van ietsie bietjie 'n warmer curry of 'n ligter curry. Nou as ek terug is dit die tyd vir opdiening.
Nou soos ek vroeër genoem het, kan jy die dis bedien as 'n maaltyd of as 'n bygereg. Nou ek speel wel vanoggend en het 'n kombinasie van basmati rys en dan swart taai, 'n swart taai of bruin rys. Nou net om die gereg interessant te maak en bietjie iets anders op die bord te sit. Nou kom ons dien op. En wat ek wel gedoen het, ek het die basmati rys een kant gekook en dan die taai rys een kant en dan het ek die twee gemeng. So kom ons skep net so 'n skeppie hier in die bord en ek skep dit so aan die kant. En dan skep ons van hierdie. Nou kyk, hierdie is 'n souserige storie. En onthou om daai groente, dit geld nou vir die spinasie en dan vir daai bone of jou ertjies. Gooi dit in net voor opdiening, want jy sal sien hier het hy nou vir 'n paar minute gestaan en dan dadelik verloor hy sy kleur. Kom ons kry so 'n bietjie van hierdie sous hier aan die kant in. En dan bietjie geroosterde eie, sommer net vir die krakerigheid. Ek moet nou net my groen weer laat pop, dus kom ek so 'n bietjie ekstra van daai opsit. En dan daarso is my groen korianderblare en net so laaste tikkie suurigheid. Nou hierdie dis is ook iets wat jy maklik kan maak as 'n voorbereide yskasmaaltyd, want dit bly 3 dae heerlik in die yskas en vries ook lekker. Nou toe, die bord lyk verseker na 'n bitter lekker en groot bederf. Die resep is op die Ontbytsake webtuiste beskikbaar en geniet jou naweek.